Ek praat met jou oor jou liggaam, ons liggame, wat vir God belangrik is. En dis die tema vandag. Waarom is my liggaam belangrik vir God? Ons liggame is vir die Here kosbaar en belangrik. Jy moet dit nooit vergeet nie. En die eerste rede daarvoor is omdat hy ons geskaap het. Genesis 2 vers 7 sê, toe vorm die Here God 'n menslike liggaam uit die stof van die aarde. Ons moet dit verstaan. God het ons gemaak. Geen mens is deur die duiwel geskape nie. Trouwens, Satan kan nie skep nie. Hy kan net breek. God is die groot maker. Satan is die groot breker. Elkeen van ons, ja ook ons liggame, is kunstig deur die Here gevorm. Hoor net Dawid se woorde in Psalm 139 vers 13 tot 16. U self het my diepste wese gemaak, my in die moederskoot gevorm. Ek loof u omdat u my so besonder wonderlik gemaak het. U werke is wonderbaar en ek weet dit al te goed. My bene was vir u sigbaar toe ek stilletjies gevorm is in die dieptes van die moederskoot. U het my gesien voor ek gebore is. Ja, God het ook ons liggame na sy beeld geskape. Miskien wonder jy nou hoe God ook ons liggame volgens sy beeld en gelykenis kon skape. Hy is immers gees en het tog nie 'n liggaam nie. Wel, toe hy Adam geskaap het uit die stof van die aarde, het God 'n beeld, 'n prototipe in gedagte gehad, 'n spesifieke beeld waarvolgens hy Adam en Eva en sedertdien elke mens sou skape. Dit was die beeld wat sy eie seun sou aanneem toe hy mens geword het. Jesus se aardse gestalte was dus die prototipe waarvolgens God die mens gemaak het. Daarom kan ons bely dat ons in ons totaliteit, ook ons liggame, na sy beeld geskaap is. 'n tweede rede waarom ons liggame vir God belangrik is omdat Jesus self ook 'n liggaam gehad het. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Nie alleen is die Here die skepper van ons liggame nie, maar Jesus self het ook vlees geword. Dink daaraan, daar was 'n oomblik van konsepsie, toe die Heilige Gees oor Maria gekom het. Hy was vir 40 weke 'n fetus in sy moeder. Hy was 'n babietjie wat aan haar gesoog het en doeke gedra het. Hy was 'n peuter, 'n kleuter, 'n tiener, 'n jong man, 'n volwassene. Ja, hy was 100% God, maar terselfdertyd ook 100% mens. Hy het volkome liggaamlikheid ervaar, net soos ons, behalwe dat hy nie gesondig het nie. Die belangrikheid van ons liggame word verder daardeur bewys dat Jesus se liggaam ook gefolter en gemartel is ter wille van ons. Ja, ook vir ons liggame. Onthou jy die woorde van die profeet Jesaja daar in hoofstuk 53 vers 5? Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ons gesond kan word. Kan ons ooit oor die waarde en betekenis van ons liggame wonder, wanneer die profeet so duidelik sê dat Jesus nie net vir ons sondes gesterf het nie, maar ook vir ons liggame. Sy kruisdood het nie net redding vir ons gees ingehou nie, maar ook genesing vir ons liggame. Wanneer jy weer oor jou liggaam dink, goed of sleg, dink daaraan dat Jesus ook 'n liggaam gehad het en ook ter wille van jou liggaam gesterf het. Daarom moet jy goed daarna omsien en kan jy hom ook bid vir die genesing van jou liggaam. En ek wil dit vandag juis saam met jou doen, vir 'n oomblik saam met jou bid vir liggaamlike gesondheid. Kom ons bid saam. Here, ek weet my liggaam is vir U belangrik, want ek is na U beeld en gelykenis geskape. Dankie o Here dat U ook vir ons liggame gesterf het. En nou Here, wil ek na U toe kom saam met elkeen wat U vanmôre liggaamlik ook nodig het, wat pyn of ongesteldheid beleef. Here, U het 'n dag, U het 'n oomblik wat U sekere mense aanraak. Ons verstaan nie altyd die misterie van genesing nie. Maar ek wil nou bid vir diegene wat uitreik na U in geloof en in afhanklikheid, en wat U nodig het.
in wie se oomblik dit aangebreek het, Here sal in hierdie oomblik daardie siek liggaam aanraak, daardie orgaan gesond maak. Here, daardie gewrigte aanraak, en deur die gebroke liggaam en deur die werking van die Heilige Gees, nou diegene aanraak, wie se oomblik in die oë van die Here gekom het, vir genesing, vir 'n wonderwerk. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Geneesheer. Amen. Sterkte, seën, genade en voorspoed vir jou. Ons gesels volgende keer verder.